In hierdie eksperiment word verpoeierde sink gereageer met 'n oormaat verdunde soutsuur en dan kry ons as produk sinkloried en waterstofgas. Twee eksperimente word uitgevoer. Beide is by 25°C. Beide maak gebruik van dieselfde volume soutsuur, naamlik 200 kubieke sentimeter. Dan sien ons, daar is 'n verskil in die konsentrasie en die massa van sink word as X gegee. Dan het ons hierdie resultate. Ons het ons volume waterstofgas op die y-as in kubieke sentimeter en dan tyd in sekondes op die x-as. Gewilde definisie, definieer reaksietempo. Reaksietempo word gedefinieer as die verandering in die konsentrasie van produkte of reaktanse per eenheid tyd. En dit dui aan hoe vinnig chemiese reaksie plaasvind en daar's 'n paar faktore wat dit kan beïnvloed, onder andere temperatuur, konsentrasie, oppervlakarea en die teenwoordigheid van 'n katalisator. Watter kurwe, P of Q, verteenwoordig die resultate van eksperiment 1? Nou, beide eksperimente 1 en 2 is by 25°C. Volume vir beide eksperimente is 200 kubieke sentimeter, maar die soutsuurkonsentrasie is laer in die geval van eksperiment 1. En omdat dit laer is, beteken dit dat daar minder soutsuurmolekules per eenheidsvolume beskikbaar gaan wees om met die sink te reageer. Daar gaan dus 'n laer botsingsfrekwensie wees. En dit beteken 'n stadiger reaksietempo. En stadiger reaksietempo gaan gepaard met 'n minder styl gradiënt. So die antwoord is Q as gevolg van 'n laer soutsuurkonsentrasie en dit is kenmerkend van 'n laer reaksietempo dat jy dan 'n minder styl gradiënt gaan kry. Volgende gee hulle vir ons die gemiddelde tempo van 15 kubieke sentimeter per sekonde vir grafiek P en hulle wil weet wat is die massa sink wat gebruik is. So die gemiddelde tempo is gelyk aan die verandering in volume. In hierdie geval is dit die verandering in volume waterstofgas, die hoeveelheid waterstofgas wat gevorm word, gedeel deur die verandering in tyd. Gemiddelde tempo word vir ons gegee as 15. Ons wil bereken wat is die volume waterstofgas wat gevorm het en dan vir grafiek P bereik ons maksimumpunt na 30 sekondes. So ons kan dan sê dat die volume waterstofgas wat vorm gaan gelyk wees aan 15 maal 30 en dit gaan wees 450 kubieke sentimeter. Ons weet dus daar vorm 450 kubieke sentimeter waterstofgas. So die aantal mol waterstofgas gaan die volume wees gedeel deur die molêre gasvolume en jy sal sien daardie eenheid is kubieke sentimeter, ons het gaan uitwerk 450 kubieke sentimeter, so die eenhede is reg, ons mag dit net so gebruik. So dis 450 gedeel deur daai 24.000 en dit gee vir ons 0,0188 mol waterstofgas wat vorm. As ons dan kyk na die gebalanseerde reaksievergelyking, dan sien ons dat die verhouding van sink tot waterstofgas is 1:1. So vir elke mol sink wat verbruik word, vorm daar 1 mol waterstofgas. Dan beteken dit dat die aantal mol sink gaan gelyk wees aan die aantal mol waterstofgas wat gevorm het
En dit is gelyk aan 0,0188 mol. En nou dat ons die molle het, kan ons die massa gaan bereken. Die massa is gelyk aan die aantal mol sink, maal met die relatiewe atoommassa van sink. Ons weet dis 0,0188 mol, maal met 65 gram per mol van die periodieke tabel af, en dis 1,22 gram. Nou is daar 'n derde eksperiment. 200 kubieke sentimeter, 0,25 mol per kubieke desimeter soutsuur oplossing by 35 grade Celsius. Met dieselfde hoeveelheid sinkpoeier as in eksperiment 1 en eksperiment 2. So kom ons kyk gou-gou wat is dieselfde. In eksperiment 3 is daar dieselfde hoeveelheid sinkpoeier as in eksperiment 1 en 2. Die temperatuur is wel hoër. Ons is nou by 35 grade Celsius, nie by 25 grade Celsius nie. Maar hier's 'n baie belangrike punt waarop jy moet agslaan. Die reaksiewarmte, met ander woorde delta H, baie belangrik, hang af van die aard van die reaksie en dit bly konstant ongeag die tempo waarteen die reaksie plaasvind. Reaksie 3 by 35 grade Celsius gaan vinniger plaasvind omdat dit by 'n hoër temperatuur plaasvind. Maar die totale hoeveelheid energie wat vrygestel word, gaan gelyk wees aan die van eksperiment 1 en 2 omdat dieselfde hoeveelheid reaktante reageer. Nou fokus ons op die aktiveringsenergie. Onthou, die aktiveringsenergie is die minimum energie nodig om die reaksie te laat plaasvind. En dit is 'n eienskap van die spesifieke chemiese reaksie. En let mooi daarop. Dit word nie verander as gevolg van temperatuur, konsentrasie of oppervlakarea nie. Eerder deur faktore soos die gebruik van 'n katalisator. So alhoewel die reaksietempo in eksperiment 3 hoër sal wees as gevolg van die verhoogde temperatuur, sal die aktiveringsenergie gelyk aan die aktiveringsenergie van eksperiment 1 wees. Die tempo van die reaksie in eksperiment 3 is hoër as die van eksperiment 1 en ons moet die botsingsteorie gebruik om dit te verduidelik. Nou, by 'n hoër temperatuur is die gemiddelde kinetiese energie van die deeltjies hoër. Dit beteken dat meer molekules genoeg energie het om die aktiveringsenergie te oorkom. Gevolglik gaan die frekwensie van effektiewe botsings toeneem wat lei tot 'n vinniger reaksietempo.